Selfmoord is 'n desperate daad van ontsnapping van jou onmiddellike realiteit en traumatiese gebeurtenis. En vir geliefdes en familie en vriende is dit doodgewoon genadeloos. Wat sê die Bybel oor selfmoord en die lot van diegene wat selfmoord pleeg? Goeiemôre en welkom by ons Sondag stilword afspraak waar ek en jy ons harte en ons gesigte na die Here draai vir wysheid en geestelike antwoorde op ons daaglikse uitdagings wat ons hier op aarde mag ervaar en beleef. Nou vandag praat ons oor selfdood. Sommige godsdienste leer ons dat selfmoord 'n onvergeeflike sonde is. Wat sê die Bybel oor selfmoord? Kan ons begin by die eerste mees belangrike vraag vanoggend. Is selfmoord 'n sonde? Nou daar kan met geen twyfel geantwoord word op hierdie opsetlike doodmaak van jouself dat dit 'n sonde is nie. Die 6de gebod in Eksodus 20 vers 13 sê duidelik, jy mag nie vermoor of doodslaan nie. En met selfmoord vermoor jy jouself. Daarom slaan jy jou hand aan lewe wat jou nie geoorloof is nie. Terwyl die Bybel nie spesifiek melding maak van selfmoord nie, maar wel moord, kan daar hierdie gesamentlike afleiding gemaak word dat die Bybel gekant is teen hierdie vernietigende optrede. Tog is dit belangrik dat ons nie te vinnig moet wees om 'n persoon wat op hierdie manier sterf te veroordeel nie. Mense kan met oortuiging aanvaar dat die persoon wat wel selfdood pleeg met ongelooflike gewigtige probleme en uitdagings en moeilike omstandighede te doen gehad het. Hierdie probleme kan op een of ander vorm dwelmverslawing insluit, alkoholisme, dit kan 'n liefdesteleurstelling wees of ontrouheid, finansiële bankrotskap of selfs ongeneeslike siektes met hoë vlakke van lyding, om maar net 'n paar van die grootes te noem. Dit kan een of meer van 'n aantal geestessiektes ook insluit, wat moeilik kan wees om te begryp. Selfs vir diegene wat professioneel elke dag daarmee moet werk en mense behulpsaam moet wees. Daarbenewens het die persoon wat selfmoord pleeg dikwels in die geheim met baie kwessies te doen gehad, krisisse. En die diepte van sy of haar stryd was net aan homself of haarself bekend. Miskien is dit die krisis dat ons nie uitreik na hulp nie. Die tweede vraag wat moeilik is om te antwoord vandag is, vergewe God selfmoord? Sal God iemand vir ewig veroordeel wie se laaste daad selfmoord is of was? Ons moet nie probeer om 'n oordeel te maak oor die ewige bestemming van 'n mens, omdat ons glad nie die ervaring het van wat aan die ander kant van die dood gebeur en hoe God oordeel en selfs genade bewys aan mense nie. Die finale oordeel is God se voorreg wat hy aan Jesus Christus gedelegeer het, wat met sy eie bloed vir jou en my sonde betaal het. Kom ons lees daarvan in Johannes 5 vers 22. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het. Dis hier waar die tamaletjie van vandag se oorweging 'n bietjie moeilik raak. Jesus het gekom en mens geword en uiteindelik sy lewe gegee aan die kruis en sy bloed laat vloei om vir jou en vir my te bevry van sonde en dood en ook die chaos en die vernietigende konsekwensies van ons dade van ongehoorsaamheid. Wat ons uiteindelik bring by iets so radikaal
soos selfmoord. Hy het sy lewe gegee om ons te bevry van die ergste omstandigheid wat jy en ek kan beleef. Die ergste probleem of gebrokenheid en trauma. Om dan in jou omstandigheid te kies vir selfdood is in wese die ontkenning van wie hy is en waarvoor hy sy bloed laat vloei. Sy woorde weer klink selfs steeds nog deur al die eeue heen vir jou en vir my in ons diepste, mees desperate oomblikke van nood, om dit vandag nog te hoor. Ons lees dit in Matteus 11 vers 28 en 29. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus en vrede gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele by Jesus. Jesus nooi vir jou en my om ons toevlug in hom te vind, en dat daar geen probleem of krisis te groot is vir hom, dat hy by magte is om jou en my grootste storm te kan stilmaak, as ons oë op hom rig en hom vertrou. Nou ons derde vraag vandag, ongetwyfeld, kan God barmhartigheid betoon, selfs aan 'n gelowige wat sy of haar lewe neem? Nou na alles wat ons gesê het, 'n gelowige weet mos beslis dat selfmoord verkeerd is. Dink aan wat die psalms vandag kom sê, ten spyte van ons argumente, ons menslike argumente. Wat leer God se karakter vir jou en vir my? Psalm 103 sê, want soos die hemele hoog bo die aarde is, so groot is sy genade teenoor diegene wat hom vrees. God se oordeel lyk anders as mense se. Die Bybel weeg selfs genade teen oordeel en kom tot die gevolgtrekking dat genade seëvier oor veroordeling. Jakobus 2 vers 13. Gelukkig oordeel God elkeen van ons oor ons hele lewe heen, eerder as op 'n enkele fout of misstap wat ons begaan het in 'n oomblik van swak oordeel. Is daar hoop vir 'n gelowige wat selfmoord gepleeg het, om lewe na die dood te sien en te hê? Ja, ongetwyfeld is daar. Selfmoord is skokkend en het 'n verskriklike traumatiese uitwerking op diegene wat moet oorleef en agterbly, omdat dit die geval is, beskou sommige mense selfmoord as 'n onvergeeflike en onvergeetlike sonde. Maar dit is nie 'n slegter sonde as enige van die ander sondes wat in die Here se gebooie opgeteken is. Die probleem egter met selfdood is dat daar nie geleentheid vir berou en verootmoediging is nie, en derhalwe ook nie vir vergifnis nie. Die waarheid weer is dat ons nie weet wat gebeur met 'n persoon in die spasie aan die ander kant van die dood voordat hy voor die Here te staan kom. Hoe weet ons of daar nie geleentheid was vir berou en bekering? Ek word menigmale vertroos deur die woorde uit Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Selfs as ons hom aanroep in die dal van doodskade, glo ek dat die Here daar is om ons hulpgeroep te hoor. Ek moet afsluit. Dit is belangrik om te verstaan dat hoewel selfmoord as 'n sonde beskou word, dit nie as 'n onvergeeflike sonde beskou kan word. Dis bemoediging vir hulle wat geliefdes en vriende verloor het aan selfmoord. Dit bring vertroosting. My oproep en pleidooi vandag aan jou en aan almal wat selfmoord bedink of daaroor gedink het of dalk in hierdie oomblik dit oorweeg. Dit is 'n genadeloose daad van geweld
en van selfsug en selfs liefdeloosheid teenoor jou familie en vriende en mense wat jou liefhet, moenie so klein probleempie in desperaatheid verruil vir 'n ondenkbare groot probleem wat vir ewig sal aanhou aan die ander kant van die dood nie. Veral as jou lewe met die Here nie reg is nie. Dan is dit 'n baie onlogiese en dwaase ding om eers te oorweeg. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê: Laat ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jesus is jou antwoord vandag en hy is by magte om jou storm te kan stilmaak. Vertrou hom met jou krisis, want hy sal vir jou redding en uitkoms gee. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Yes, I know my sister that He will carry